Welkom by AMT se FFG Ekonomie en Risiko-oorsig. Ons gesels met Waldo oor hoekom die wisselkoers nou onder R18 per dollar verhandel. Dan gesels ons met Daan van FFG oor die risiko's waarna jy moet kyk tydens strooptyd met Tracker Tracks wat jou soveel as R800 000 uit die sak kan jaag. Moontlik gemaak deur FFG. Die rand versterk na R17.82 per Amerikaanse dollar, staan op R20.34 teenoor die euro, R24.25 teenoor die Britse pond en op R11.63 teenoor Australië se dollar. Die Brent olieprys bly baie sywaarts op $65.06 per vat. Maar om dit genoem, kom ons gaan kyk wat ons markte nou beïnvloed. Ja, ons gesels hierdie week weer met Prof Waldo Kriel van die Noordwes Universiteit oor vir onder andere die wisselkoers wat so aansienlik versterk het teen die Amerikaanse dollar en begroting wat goedgekeur was tegnies dan nou en ja, 'n paar ander gebeure wat gebeur het die afgelope week. So baie welkom Prof. Dankie Johnny. Waldo, ek dink kom ons begin dalk eers. Wisselkoers het eintlik, dit lyk asof hy versterk het teen die dollar en ook waarheen dink jy gaan die oliepryse? Johnny, lekker sterk rand-dollar wisselkoers. Die konsensus is dit is 'n swakker dollar, nie so seer 'n sterker rand nie. Mens sien dit bietjie in die ander kruiskoerse ook. Daar's maar bietjie bekommernis oor die Amerikaners. Hulle is besig met 'n begrotingsproses met presies hoeveel hulle tekort gaan toeneem. Hulle betaal so 'n bietjie meer op hulle langtermynskuld. So ek dink dit alles sit die dollar so 'n bietjie onder druk. Ons is nou in 'n week met 'n repo koers besluit en daar's lekker verwagtinge dat die repo dalk sal afkom wat dan eintlik 'n effens swakker rand moet veroorsaak. So ons sal sien wat daar gebeur, maar ek dink die swakker dollar is dalk 'n sterker krag op die oomblik as die swakker rand. Olie sywaarts, daar's nie vreeslike nuus nie. En dan hier oor die naweek sê president Trump 50% tariewe op Europese Unie uitvoer na die VSA. Dis die soort van ding wat ekonomiese sentiment onderdruk, wat op die ou end ekonomiese groei onderdruk, so en dan is daar nie 'n vraag na olie op die skaal wat ons aan gewoond is nie, stel dit so. Ja. So ek dink olieprys, maar waar is hier rondom 65. Ja, ek hoor OPEC wil dalk so 'n bietjie, of hulle is besig om steeds baie te produseer. Amerika is besig om baie te pomp. Jy het vir my al voor die opname gevra waarheen gaan al hierdie olie op die oomblik met ekonomiese groei wat nie is waar dit moet wees nie. Ja, en daar's maar oor die algemeen bietjie bekommernis oor China. Daar is dit lyk asof hulle stadiger groei en hulle het onlangs 'n klomp ekonomiese aanwysers het hulle opgehou om dit te publiseer. So dis nog daar, maar dis nie meer beskikbaar vir buitelandse ontleeders nie. En so dis baie moeiliker nou om te weet wat gaan aan in die Chinese ekonomie. Daar's 'n rede hoekom hulle dit seker opgepubliseer het. Mense hou nie op as dit goeie nuus is nie. Ja. So ek vermoed hulle groei dalk nog stadiger as wat ons dink, wat ook daardie vraag na olie demp. Ja, Waldo, as ons dalk, ek wil baie graag by die repo koers besluit uit, wat jou verwagting, kom ons begin dalk sommer met dit, voor ons by die begroting uitkom. Wat is jou verwagting vir rentekoers hierdie week? Ek dink daar's al 'n bietjie momentum in die gesprek om te sê dit lyk dalk na 25% of 25 basispunte verlaging. Ja. Goeie redes, ek dink inflasie is laag en stabiel, nou al vir 'n hele ruk. Ja. Die moontlike goed wat inflasie kan dryf, is ook redelik gedemp. Met die rand is effens sterker, al is dit nou as gevolg van 'n swakker dollar. Die oliepryse is laag, die brandstofprys kom af. Daai is jou tipiese groot drywers. Eskom se tariefverhoging was nou ver bo gemiddelde VPI, maar hy was baie laer as wat hulle voor gevra het. Daar was toe nou nie die BTW koersverhogings nie. So al daai goed sê, maar wat gaan druk plaas op pryse in die toekoms? En dan tariewe en 'n grootskaalse tariefoorlog gaan eintlik vraag demp. Dit gaan nie inflasie aanvuur hier nie. Dit gaan lei tot inflasie in die VSA, maar nie hier nie. So ek dink die Reservebank gaan 'n baie moeilike saak hê om te sê hierdie onsekerheid maak dat ons eerder nie nou wil verander nie. Ek dink die enkele bekommernis is eintlik maar dit lyk nie of Jerome Powell die Amerikaanse koerse sommer net gaan sny nie. En ons is maar versigtig om te sny as hulle nie sny nie. Wow. So wanneer is hulle aankondiging? Ek is nie mooi seker wanneer sit hulle weer nie. Hulle het nou onlangs seker so 2 weke terug het hulle
dieselfde gebly, onveranderd. Okay. So ek sou moet gaan kyk wanneer vergader hulle weer. Ja. Van 'n voedselprysinflasie oogpunt af, ons weet vleis is, ek weet ek kyk heeltyd na beesvleis is omtrent 14-15% hoër. Graan is wel bietjie laer op, hy begin nou bietjie laer kom as wat ons sit en dit het 'n groot impak op ons voedselmandjie. Wat se impak het die voedselprys spesifiek dan op die inflasie? Voedselpryse is in die hele mandjie is ook nog relatief laag. Daar is nou die enkele uitskieters wat mens maklik kan sê, hier in die reeks, daar sien jy koffie, daar sien jy grondboontjies, daar sien jy vleis, daai tipe goed, maar as geheel is dit ook nie besig om die inflasiekoers gemiddeld te dryf soos wat dit in 2023 gedoen het nie. So daar's ook nie vreeslik baie druk nie. Hierdie brandstofprysverhoging wat nou deel is van die begroting, dit is nou nie ideaal nie. Maar dit is nog nie groot bedrae waarvan ons hier praat nie, en gelukkig nou in 'n tyd wat die olieprys relatief laag is en die rand relatief sterk is. So ons gaan nie daai impak vinnig sien nie. Ja, so op as rentekoers en loop regtig kan afkom, dan kan en brandstofpryse wat relatief laag gaan bly. Ek weet daar's bekommernis met die begroting, met die brandstoflevy wat jy ook nou gesê het, maar dit lyk dan as die wisselkoers ook bietjie sterker bly teen die dollar, dat ons moontlik bietjie verligting vir volgende jaar se insetkostes kan kry vir ons produsente. Dit sal wonderlik wees en ek dink dis hoekom so reepekoersverlaging nou eintlik 'n lekker hupstootjie kan wees vir die hele ekonomie. Die begroting is daarom nou of in die sakkie. Die onsekerheid rondom die tariewe, daar was nou die vergaderings verlede week in Amerika, daar was nie 'n krisis nie, so daar's 'n klop rede om half asem te skep. As die Reservebank ons nou nog so klein bietjie kan help, dink ek dan kyk almal vorentoe vir die res van die jaar. En dit gaan verbruikers baie help. So as ons nou half net wat noem hulle dit beleidskoördinasie kan kry op een keer. Ek dink dit sal goed wees. Ja, ek is baie positief eintlik. Hopelik kan maar nou regtig besluite na die gesprek wat ons laasweek oor die Withuis gehad het. Wat se gerugte hoor jy? Kan ons dalk regtig nou 'n bietjie in 'n rigting gaan met herstrukturering van beleid en veranderinge? Daar's 'n klomp gerugte in die lug. Daar is die minister het nou in die begroting gepraat oor herprioritisering. Dan is daar nou die gesprek rondom nou skielike Stalin kan ons 'n uitsondering vir hom maak nadat ons nou met president Trump gepraat het. So miskien is daai beleide so bietjie buigsaam. Ek dink ons is nou nie op die punt waar hy alle BEE-beleide skrap nie, maar duidelik kan daar 'n uitsondering gemaak word. En dan is daar ook ons nou hierdie groot nasionale dialoog op pad. Wat ons nou weer moet praat oor hoe wil ons Suid-Afrika sien in die toekoms en so voort. So hopelik al hierdie goed lei nie nou tot verdere tydmorsery nie, maar lei eintlik tot spoed aansit met implementering en 'n bietjie momentum in die hervormingsproses. Ja, nee, ons hoop regtig so. Waldo vinnig die begroting wat nou goedgekeur was, wat het nogal spesifiek uitgestaan vir jou? Eintlik die minister se groot keuse. So sy inkomste was nou minder as wat hy gehoop het in begroting 2 en hy het toe op die ou end die oplossing vir dit was om van daardie besteding te verminder. Hy het nou met die brandstofheffing so 'n bietjie ekstra inkomste gekry. Die blokkruiping het nog steeds 'n klomp geld in sy sak gesit, so hy kon 'n deel van sy nuwe besteding bekostig, maar hy het nog nie die moeilike besluite gemaak nie en hy leen 'n bietjie meer. So dit is ook so daai skuld tot BBP verhouding draai op 'n effens hoër punt is wat hy aanvanklik gesê het. So ek dink die markte was nie negatief nie. Ek dink die beleggers sê wat hierdie ou het regtig geen speelruimte gehad nie en hy het so half 'n middeweg probeer vind. Maar die uitdaging is implementering. Dit help nie om te sê daar's hierdie geld vir infrastruktuur investering en dan word dit nie bestee nie. Implementering is nou die woord en selfs hierdie groot gesprekke oor herprioritisering en waar wil ons Suid-Afrika sien in die toekoms, dit moet nie keer dat ons Transnet hoe groter volumes vraghouers deur die hawens kry nie. Dit is ononderhandelbaar. Maar dan gehelp dat die Withuis gesprek al die media gehad het rondom hulle, so die begroting, hulle kon eintlik die vorige begroting goedgekeur het. Eerste een en niemand sou eers geweet het nie. Mense het ander gekyk verlede Woensdag. En ek dink na die tyd was die media se opskryf rondom die begroting het baie gegaan oor die staatsskuld. En hoe hoog is dit, kan ons dit bekostig ensovoorts, maar die markte het nie geskrik nie. Ek dink
dit was 'n redelike positiewe ontvangs geweest. Dit was baie goed. Baie dankie Waldo. Dit is baie interessant om altyd mee te gesprek. En ja, so selfs volgende week verder met Waldo oor die nuutste gebeure in die ekonomie. Dankie prof. Dankie Johnny. Ja, welkom by hierdie week se episode waar ons bietjie met Daan Hugo, die bestuurende direkteur van FFG Agri gesels rondom risiko's wat jy kan bestuur op die plaas. Baie welkom by ons Daan. Dankie Johnny. Daan, ons het gesien, ons is nou in 'n hoë risikotydperk vir graanprodusente spesifiek met strooptyd wat nou aankom. Ek weet daar's bietjie probleme met sekere treks, eise ook gewees, maar vertel ons bietjie meer, wat is nou bekommernis of wat moet boere nou vooruitkyk spesifiek? Tony, ek dink ja, baie dankie. Soos ons weet, het die boere nou al hulle eisters in die lande en op die pad, soos hulle graan aanry na die bergingsfasiliteite toe. So dit veroorsaak nou maar dat daar baie groter risiko is, want daar word baie meer van hulle dierbates gebruik op die oomblik. So ek dink jy het nou verwys na die treks of risperbande, maar kom ons praat van treks, want dis hoe almal maar daaroor gesels. Ek dink is baie belangrik om daarop te let dat jy, die meeste versekeraars gee 30 tot 40.000 rand bandedekking, standaard ingesluit by die versekering van trekkers, stropers, byvoorbeeld planters en ander gespesialiseerde landboutoerusting. Maar in baie gevalle, veral met ons dierbates wat die boere tans gebruik, is dit totaal ontoereikend. Bande kan 60, 90, 120.000 rand wees. En as ons dan nou kom by die treks, is dit tot 400.000 rand per trek. Ja. Wat uiteindelik beteken, mens moet eintlik 800.000 rand dekking hê, want baie van die vervaardigers beveel aan dat as daar meer as 5 tot 7% slytasie is, met beide kante vervang word, al is net die een kant beskadig. So ek dink is baie belangrik vir die boere om seker te maak dat hulle dekkings in plek is. Mens kan dekking opkoop, so die bandedekking kan uitgebrei word en jy kan opkoop tot watter mate jy dan nou nodig het. Van die nuwe toerusting het nie net 2 treks nie, maar selfs 4 treks. Weet soos ons nou onlangs gesien het, 'n trekkertjie hiervoor. Weet wat 'n ou baie meer op jou senuwees maak uit 'n versekeringsrisiko oogpunt uit, maar ek dink is krities belangrik om te kyk dat die dekking vlakke reg is. En dan natuurlik ook net die bandedekking tree net in as die item omvattend verseker is. Ja. En ek dink dit bring my sommer by 'n volgende belangrike punt is dat op hierdie stadium moet die boere seker maak die dekkingtipe op hulle polisse is reg. Sleepwaens, stapkarre wat grootste deel van die jaar in die stoor staan, word baie keer net vir derde party brand en diefstal verseker en op hierdie stadium word dit nou wel aangewend om graan aan te ry. So ek maak seker die dekkingtipes is reg, selfs op die trekkers en stropers. Ek het gister het een van my kliënte 'n eis aangemeld waar terwyl die trekker en sleepwa op pad is na die silo toe, het 'n voertuig van voor af verbygekom op die grondpad, 'n klip opgeskiet en die hele groot vooruit van die trekker uitgeslaan. Ja, dit is R2. En dis nie R2 nie, hy is nie beskikbaar op die oomblik in Suid-Afrika nie, hy sal ingevlieg moet word, maar ek dink die belangrike was, as die trekker nie omvattend verseker was nie, sou hy nie dekking gehad het vir sy eie skade nie. So baie belangrik om seker te maak, jou dekkingtipes is reg op hierdie stadium. En dan 'n derde punt wat ek net wil noem is, en al die versekeraars wat ek in die afgelope 2 weke mee gepraat het, weet dis strooptyd, en hulle sê onthou net om vir die produsente, die boere te sê, maak seker jy maak jou stroper gereeld skoon en maak asseblief seker jy het 'n brandblusser op die stroper. Ons verloor in die Suid-Afrikaanse mark 10 tot 12 self aangedrewe hoë waarde stropers per jaar as gevolg van brand. Ja. Weet en buiten die finansiële verlies, ek dink as hy tref die voorsorg, want as jy op hierdie stadium 'n stroper verloor, so eis word nie in 'n dag afgehandel nie. En baie keer is daar ook nie noodwendig onmiddellik in die mark 'n vervangende item beskikbaar nie, en as jy staan jy. So ek dink is tot voordeel van die boere om seker te maak dat hulle die stropers gereeld skoonmaak en probeer voorkom dat iets soos 'n brand plaasvind. Ja, Jessie, baie dankie Daan. Is baie insiggewend geweest. Kontak gerus vir Daan as jy bietjie meer wil hoor rakende hierdie versekering. Maar dit is baie belangrik om nou seker te maak jou risiko is gedek in hierdie hoë risiko tydperk. Baie dankie Daan. Dankie Johnny. Sien jou weer. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir meer inligting. Al die skakels na ons sosiale media platforms is ook in die beskrywing onderaan. Hierdie episode word moontlik gemaak deur FFG. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.